Die voormalige hoof van Transnet en Eskom, Brian Molefe, word moontlik verbind met miljoene rande se onverklaarde kontantdeposito's en die 6 Nasies trofee is in 'n brand beskadig. Goeiemiddag, my naam is Carla Burg en welkom by die visuele nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. 'n Maandelange ondersoek van die nuusdiens Daily Maverick het aangedui dat die voormalige hoof van Transnet en Eskom, Brian Molefe, moontlik met miljoene rande se onverklaarde kontantdeposito's verbind kan word. Volgens die ondersoek is nagenoeg 11 miljoen rand tussen 2013 en 2018 in die bankrekening van 'n maatskappy betaal in die tydperk terwyl Molefe die hoof van Transnet en Eskom was. Die ondersoek het bevind dat baie van die besteding uit die rekening, of besteding eerder uit die rekening, Molefe direk bevoordeel het, wat die kostes van sy troue in 2016 insluit. Daar word nou gevra dat daar aan die Finansiële Intelligensiesentrum verslag gedoen word, veral aangesien Molefe in die verlede by korrupsie-aanklagtes betrek is. Die ANC het die PM27 veldtog veroordeel, wat blykbaar gemik is op die ondersteuning vir die bekende sakeman Patrice Motsepe om die party se volgende president in 2027 te word. Die party sê alle veldtogte is verbode totdat die nasionale uitvoerende komitee anders bepaal. Die ANC se volgende nasionale verkiesingskonferensie word eers in 2027 gehou. En president Cyril Ramaphosa sal na verwagting nie vir 'n derde termyn staan nie. Die party het diegene agter die PM27 veldtog gevra om hulle aksies te staak en benadruk dat die fokus van lede om die komende plaaslike verkiesing moet wees. Die dodetal van die gebouineenstorting in Ormonde in die suide van Johannesburg het tot 9 gestyg en 3 werkers word in die hospitaal behandel. Die burgemeester van die Johannesburgse Metro, Dada Morero, het bevestig dat die metro nie enige planne vir die konstruksie goedgekeur het nie. Die kontrakteur en ingenieurs wat oor die projek toesig gehou het tot dusver nie opgespoor geword nie en dit volg nou als nadat die soektog vanoggend hervat is. Soek- en reddingsspanne het intussen die derde en laaste oorblywende werker gevind. Die stadsbestuurder van Johannesburg, Floyd Brink, het ook gesê die metro het ingenieurs aangewys om die situasie te ondersoek en die Johannesburgse metro sê die gebou sal gesloop word. Lede van die spesiale taakmag, die Valke, se taktiese operasionele bestuurseenheid en ander rolspelers het vanoggend 7 verdagtes in hegtenis geneem wat beplan het om 'n OTM in Klerksdorp op te blaas. Hulle inhegtenisneming volg nadat daar 'n wenk oor die beplande misdaad ontvang is en die verdagtes is aangekeer voordat hulle die misdaad kon uitvoer. Een geweer, 'n pistool en plofstof is in die verdagtes se besit gevind en hulle staan tereg op aanklagte van die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie, sameswering om 'n misdaad te pleeg en die besit van 'n vermeende gesteelde voertuig. Hulle sal binnekort in die Klerksdorp Landdroshof verskyn. En om jy af te sluit, die bekroonde trofee van die 6 Nasies kampioenskap het skade opgedoen weens 'n brand en sal vervang word vir 2027. Die voorval het plaasgevind toe die voertuig wat die trofee vervoer het, betrokke was in 'n ongeluk. Niemand is beseer nie, maar die silwer trofee, wat in 2015 geskep is te erg beskadig om herstel te word. Volgens die 6 Nasies sal 'n nuwe trofee nou vervaardig word in dieselfde ontwerp as die oorspronklike, met materiaal van die oorspronklike, wat in die nuwe trofee ingewerk sal word, en die geskiedenis natuurlik sodoende te bewaar. Die skepping van die nuwe trofee sal dan voor die 2027 kampioenskap onthul word. My naam is Carla Burg, en dit is dit vir vandag. Ons maak volgende keer weer so. Totsiens.